Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, afhangende van wanneer jy hierdie video kyk. En baie welkom. Julle, ek wil graag hierdie video maak vir 'n klomp verskillende redes. In die eerste plek wil ons julle graag op hoogte hou van alles. En soos wat ek al baie keer gesê het, is ons maak nie alleen hierdie besluite nie, ons wil julle graag ook op hoogte hou van al die goed. Die tweede rede hoekom ek hierdie video maak, julle, is want ek hoor maar so, ons noem dit nou maar in die hoekies en die stiltes en die donker plekke, hoor ek nou maar mense is besig om te praat en die goed wat hulle sê, is glad nie waar nie. En so ons wil graag hierdie gerugte en al hierdie goed wat besig is om te versprei, wil ons eintlik nou maar in die bout knyp en seker maak dat die waarheid kom by almal uit. En so in die eerste plek wil ek graag vir jou vra, asseblief, as jy enigsins iets hoor en jy weet nie of dit waar is nie, kontak my, kontak die kerkraad en maak eers seker dat dit wat jy hoor is die waarheid. Voordat jy dit versprei, voordat jy vir enigiemand anders vertel, maar ek het gehoor dit, dat en dat. Julle stories kry stertjies, stertjies help niks en niemand uit nie. En so asseblief, ons lewe in die Bybel skryf dit so mooi. Hy sê ons is mense van die lig en ons lewe in die waarheid. En die grootste plek waar die vyand eintlik maar besig is in stories en stertjies en al die tipe goed. So asseblief, as jy enigiets hoor oor die samesmelting en al hierdie tipe goed en jy weet nie of dit waar is nie, vind eers uit. Maak seker dat dit wat jy hoor of dit wat jy wil oorvertel is die waarheid voordat jy enigstens aangaan. So ek het gedink dis goed dat ons op 'n gereelde basis so 'n videoetjie gaan maak om vir julle die nuutste inligting, die nuutste besluite, al die tipe goed te gee, sodat julle op hoogte kan bly, sodat julle die waarheid kan weet en dat ons aan die einde van die dag seker maak dat almal is op dieselfde bladsy. Soos wat ons al baie keer gesê het, is dat julle as gemeente is net so betrokke en is net so deel van die besluit as wat ons as kerkraad is. So, kom ons begin dan by die begin. En ons praat 'n bietjie eers oor hoekom gaan ons saamsmelt met NG Witpoortjie. Nou, julle, ek weet nie hoe wel bekend hierdie inligting is nie, maar vir baie mense is dit wel bekend dat NG Witpoortjie kan nie langer eintlik maar meer bekostig om voort te gaan as 'n gemeente op sy eie nie. En ons as kerkraad het na die situasie gekyk en sê hierdie is ons boeties en sissies in die geloof. Ons is tog 'n groter geloofsgemeenskap as net een kerk. En hierdie is ons boeties en sissies in die geloof. Dit is ons buurmanne, dit is ons buurvroue. Dit is die mense wat ons langs aan staan wanneer ons kinders by die skole aflaai. Dis die mense met wie ons gesels of small talk maak soos wat hulle sê, wanneer ons wag om ons kinders op te tel by die skole. Dis die mense wat langs ons staan, voor, agter ons staan in die rye by Pick n Pay. En so dit is net eintlik natuurlik dat ons dan 'n hand uitreik na hulle en sê maar kom ons bring al ons vir die lack of better words, skus ek kan nou nie die Afrikaans so vinnig in my gedagte nou kry nie, maar kom ons combine al ons resources wat ons het. Kom ons bring alles wat die Here ons mee toevertrou het en maak een groter gemeente of een groter geloofsgemeente. En so kan ons die gemeenskap waarin ons binne is en die gemeente en die hele Witpoortjie net baie beter bedien. Ons is besig met goed waarmee NG Witpoortjie besig is. En so in plaas van dat ons nou 'n bietjie 'n R100 vir hierdie persoon gee en hulle 'n R50 vir daai persoon gee, kom ons bring dit alles bymekaar en kan ons 'n beter ding gee vir die mense om mee te help en al die tipe goed. So, hoekom smelt ons saam? Want NG Witpoortjie kan nie meer verder alleen as 'n geloofsgemeenskap funksioneer nie. En dit is ons boeties en sissies in die geloof soos ek gesê het. Dit is ons buurmanne, buurvroue en ons is in elk geval een gemeente in God se oë, nê. Nee. Al die gelowiges wêreldwyd, geen om wat se denominasie of kerk jy behoort nie. Ons is saam die liggaam van Christus. So dit maak net absoluut 100% sin dan om ons resources bymekaar te bring en sê kom ons maak 'n groter geloofsgemeenskap. So dit is in kort, baie kort, is dit die rede hoekom ons hierdie dinge doen. So nou wil ek gou praat oor wat is tot dusver al besluit, wat is tot dusver al gesê en gedoen en al die tipe goed.
En dan wil ek laastens praat oor hoe lyk die pad dan nou? Hoe gaan dit gebeur? Waarmee is ons besig? Wat moet ons besluit en al hierdie tipe goed? Dat julle ook net op hoogte sal wees van dit. So, nommer 2 is wat is tot dusver al bespreek en besluit. En dis nou juis hierso waar ek wil weer eens jou net asseblief, ek wil by jou pleit. Moenie net enige storie wat jy hoor, moet dit nie net aanvaar as die waarheid nie. Maak eerder seker, asseblief. Julle, want ek hoor stories van mense wat sê, maar ons het al die gemeente verkoop. Ons het NG Koelenbeek al verkoop. Julle, dit is die verste van die waarheid wat mens kan kom. Daar was nog op dusver geen besluite geneem of selfs besprekings gewees oor gaan ons geboue verkoop of enigins sulke goed nie. Inteendeel, julle, dit is as ek my sin kry, as ek net my sin kry, dan sal geen geboue ooit verkoop word verder nie. So asseblief, daar was nog niks bespreek of besluit rondom geboue, waar gaan ons kerk hou, enigsins so iets nie. Op hierdie stadium is die enigste besluit wat ons as kerkraad gemaak het en wat die kerkraad van NG Witpoortjie gemaak het, die enigste besluit wat al ooit gemaak was in hierdie opsigte, is dat ons wil graag saam smelt. Dis dit. Dis die enigste besluit wat staande is. En nou wil ek ook sê, ek sê nou dis staande, maar ek wil sê dis ook nie eintlik finaal nie, want julle as gemeente, ek het dit Sondag ook gesê, julle as gemeente gaan geleentheid kry om nog te stem vir hierdie. En so, dit is eintlik nog nie eens eintlik, mens kan eintlik nie sê dis die enigste besluit wat staande is nie, want julle as gemeente moet ook nog besluit, of stem daarvoor. NG Witpoortjie se gemeentelede moet stem daarvoor. En so, op hierdie stadium is die enigste ding wat ons al ooit besluit het as kerkraad en hulle besluit het as kerkraad en waar ons al gepraat het, is dat ons wil graag saam smelt. Ons wil graag een groter geloofsgemeenskap maak. Dis die enigste ding. Nou dit bring my by die derde punt. Hoe lyk die proses dan nou vorentoe? Nou, daar is 'n klomp goed om te besluit. Soos wat ek gesê, daar's 'n klomp goed wat ons moet besluit oor geboue en waar gaan ons kerk hou en al hierdie tipe goed. Julle, en daar's voordele tot elke plek, daar's negatiewe of nadele tot elke plek en daar's 'n klomp goed waaroor ons moet besluit. En op hierdie stadium is ons as kerkraad en is hulle as kerkraad nog nie op 'n plek om enigstens eintlik al te besluit nie. So wat ons nou tans moet doen en kom ek sê ook gou so. Hoekom dit nog nie verder gevorder het nie, is dit was Kersfees, dit was Desember, dit was November. Almal was moeg, almal was se fokus was op vakansie en daai tipe goed. So ons het gesê, weet jy wat, kom ons pause nou eers hierdie goed nou vir 'n rukkie. En dan kan ons nou hier vroeg in die jaar kan ons nou dit verder vat. So wat is die volgende stappe? Die volgende stappe is dat ons as kerkraad en hulle kerkraad bymekaar kom en sê, weet jy wat, okay, kom ons begin gesels. Nie besluit nie, kom ons begin gesels oor kerke en geboue en al die tipe goed. Wat is ons visie? Inteendeel gaan ons eerste vergadering eintlik maar wees oor hoe sien ons die hele ding uitloop? Wat is ons doel? Wat sien ons as ons 'n prentjie kan skep in ons kop van hoe sal hierdie ding werk? Wat sal dit wees? En ek hoop julle hoor in hierdie dat ons is nog eers naby om te besluit oor geboue en enige sulke goed nie. En so asseblief, as jy 'n storie hoor van ja nee, maar daar sal besluit dat ons kerk verkoop het en ons gaan nou oorskuif en NG Witpoortjie of so iets, dan sê jy vir daai persoon reguit, waar het jy dit gehoor? En as hy sê nee, maar ek het dit gehoor by mense wat ek kan vertrou en sê okay, maar kom ons staan nie so ons bel gou vir Dominee Stean. Of asseblief, julle weet ek hou nie eens van die titel nie. Kom ons bel vir Stean of kom ons bel enige van die kerkraadslede. En jy bel ons en vra, hoorie, ek staan hier so lank Pietie, hy sê hy het by 'n Credible Souls gehoor dat julle het al besluit ons gaan nou NG Witpoortjie ons het Koelenbeek verkoop. Is dit waar? En ons sal vir jou sê op daai stadium of dit waar is of nie, of waar is ons in die proses en wat het ons al besluit en daai tipe goed. So asseblief. Weer eens wil ek dit vir jou pleit, is maak seker wat jy hoor en maak seker asseblief meer. Ons kan nie beheer wat ons hoor nie, maar ons kan beheer wat ons gaan oorvertel vir ander mense. En so maak seker dat dit die waarheid is. So op hierdie stadium is die plan van aksie is dat ons as kerkrade, ons
en hulle bymekaar gaan kom en ons gaan sê, hoe lyk hierdie prentjie wat ons graag wil maak werk in hierdie opsigte. En dan op 'n volgende vergadering gaan ons besluit, okay, maar hoe maak ons nou met die goed? Wat is haalbaar, wat is nie? Want weer eens, ek is 'n dromer. Ek is 'n groot dromer. En ek weet ook dat nie alle drome is realisties nie. So die volgende vergadering sal wees, okay, maar wat is realisties en hoe lyk dit en al die tipe goed. En dan op 'n stadium gaan ons letterlik vir julle almal as gemeentes bymekaar roep en sê, hoor jy ouens, hierso is al die goed wat al op die tafel is. Dis wat ons droom, dis wat ons sê, wat is julle plan? Wat dink julle van dit alles? En op 'n stadium dan, wanneer ons al die goed beplan het, wanneer ons al die goed bespreek het, wanneer ons dan op 'n plek kom waar ons sê, okay, ons het 'n werkbare oplossing. Ons as kerkrade het gaan kyk na die geboue en al die tipe goed. Ons dink hierdie gaan die beste plek wees om saam te kom en kerk te hou en ons dink hierdie gebou gaan vir dit gebruik word of vir dat en al die tipe goed en dis 'n manier hoe ons dit gaan doen en hierdie is as ons 'n werkbare ding het, as ons 'n plan het. Kom ons noem dit vir die lack of better word, julle, want ons is nie 'n besigheid nie, maar ek dink meeste van julle, as dit nie almal is van julle sal verstaan as ek sê, as ons 'n besigheidsplan het wat ons eintlik maar na die bank toe kan vat, nê. Nee, as ons so 'n plan het, dan gaan ons na julle toe kom as gemeentes en gemeentelede en ons sê julle, hierdie is wat ons gedink het. En gee vir ons terugvoer. Sê vir ons wat dink julle? Vra as julle vra het om te vra. En ons kan al hierdie goed lekker as gemeente saam bespreek, as geloofsgemeente saam bespreek. En dink en dalk sien julle iets raak wat ons nie raak sien nie. Ons sê daai was 'n goeie opmerking wat Tannie Sunny gemaak het of wat ook al. Ons het nie daaraan gedink nie. Dankie Tannie Sunny. Kom ons dink 'n bietjie daaroor en dan kom ons weer terug na julle toe. En dan gaan ons sê, okay, hier's wat ons het. Nou is dit julle geleentheid om te stem ja of nee. En dis kom ons ook besig is met die sensus en al daai goed. Dis kom dit belangrik is dat jy asseblief sensus, as jy 'n nuwe lidmaat is, asseblief, dis kom dit belangrik is dat jy 'n nuwe intrekkervorm vir ons invul, dat jy die geleentheid het om te kan stem ja of nee vir die hele proses. As jy nie gesensus het nie, as jy nie 'n lidmaatvorm het nie en jy's nie op ons stelsel nie en jy kry nie geleentheid om te stem nie, kan jy nie na die tyd na ons toe kom en sê my julle het hierdie ding gedryf of wat ook al, julle was nou diskrimineer wat ook al. Dan kan jy nie dit doen nie want ons het nou en ons gaan dit elke Sondag ook afkondig. Ons het genoeg geleenthede vir julle gegee om seker te maak julle kan stem, mag stem. So asseblief, maak seker jy sensus en jy sê jy's hierso betrokke. As jy 'n nuwe lidmaat is, asseblief dat jou besonderhede op ons stelsel is dat jy mag en kan stem. En so dan gaan julle stem en dan gaan ons die stemme tel en ons gaan kyk wat sê die meerderheid. Nou ons hoef nie 'n 2/3 meerderheid te hê nie, ons moet net 50+1. Ons moet net 'n meerderheid hê van die wat wel gestem het. So hoor, dis baie belangrik. As ons vir julle sê hierso's die skakel of hierso's 'n briefie of wat ook al op die manier hoe ons dit gaan doen en kom ons sê ons gee vir julle briefies en ons sê hierso's die briefie, jy moet stem, is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak dat daai stembriefie kom in. Dis net soos enige ons het nou onlangs het ons 'n stem gehad, net dat ons gestem het vir ons president en daai tipe goed. Dit was jou verantwoordelikheid as burger van RSA om seker te maak jy stem en jou stem is binne daai boks en dis dieselfde hoe dit hier gaan geld. Jy kan nie na die tyd sê maar julle het nooit my stembriefie kom haal of enigiets, ons mag nie. Dis jou verantwoordelikheid om dit te doen. So dan gaan ons vir julle geleentheid gee om te stem. Ons gaan vir julle tyd gee waar julle in kan stem. Dit gaan nie net noodwendig een dag gewees nie. Ons gaan kom ons sê dalk 'n week gee of wat ook al. Daai goed is nog goed wat ons moet bespreek, nee. En dan gaan ons vir julle geleentheid gee om te stem en jy stem. Dan gaan ons al die stemme wat ingekom het, of dit nou 10 is en of dit nou 10,000 is, dit maak nie saak nie. Ons moet net 'n meerderheid hê van daai mense wat gestem het. So kom ons sê net 10 het gestem, dan moet ons net 6 mense hê wat gestem het ja, of 6 mense wat gestem het nee, om 'n meerderheid te hê. En as ons dit het, dan gaan ons na die ring toe gaan en ons gaan sê, ring, ons het nou al hierdie goed gedoen. Hierdie is hoekom ons dit doen. Dis alles, hierso's die stemme. Wat sê julle? En dan gaan die ring vir ons sê, okay, ja of nee en hulle gaan al die goedjies doen.
En dan is ons eintlik maar in die proses en dan gaan alles soos wat ons dit vir julle gewys het en gegee het en gesê het, dan gaan dit alles eintlik maar in werking begin tree. Natuurlik julle weet ons dat dis maar 'n baie sensitiewe saak en al die goed so my hart, my oogpunt, my bedoeling, my intensies is dat ek op 'n gereelde basis vir julle so 'n video maak en julle inlig. Waarmee is ons nou besig? Wat is die nuutste inligting en waar trek ons in die proses sodat julle ook as gemeente op hoogte kan bly. Ons sal dit afkondig in die dienste ook, maar ons weet mos nou dat nie almal is elke Sondag by die kerk nie. Nie elkeen het is elke Sondag daar vir verskeie redes. Ek bedoel, partykeer wil jy net 'n bietjie dalk by familie gaan kuier of partykeer voel jy 'n bietjie onder die weer of partykeer wat ook al, nê. So ons verstaan ook dat as ons net afkondig by die diens, dan nie almal gaan dit noodwendig kry nie. Party mense het dalk nie vervoer nie. Wat ook al rede, nê. So ons wil graag so 'n videoetjie maak om kom ons sê een keer 'n maand. Ek kan nie beloof dit gaan so wees nie. Ek kan nie nou al vir julle sê dit gaan so wees nie. Maar kom ons sê vir doeleindes dalk een keer 'n maand so 'n videoetjie te maak en sê hierdie is die nuutste inligting. Dis waar ons is. En dan kan julle ons kontak. Asseblief, ek wil jou graag uitnooi. As jy vrae het, as jy bekommernisse het, al die tipe goed. Asseblief kontak vir my en ons kan reël vir 'n koffie en ons kan lekker daaroor gesels. Ek is oop en eerlik ek wil graag hê dat ons om 'n lekker koppie koffie kan gesels en praat en ek kan jou dalk my hart deel van hoe sien ek dit en jy kan vir my sê Justian, jy's nou 'n bietjie weer kop in die clouds en al die tipe goed. Dis nie noodwendig hoe dit gaan werk nie. Hierdie is 'n beter idee en so kan ons lekker saam met mekaar gesels. Ons kan ongelukkig nie vir julle inligting gee wat ons selfs ook nog nie het nie. So weet ook dit as jy dalk vir my 'n boodskap stuur en sê Stian, wat gebeur met Pietie se pos of wat ook al. En ons het nog nie daaroor gepraat nie. Dan gaan ek vir jou sê, weet jy wat, ons het nog nie daaroor gepraat nie. Ek kan nog nie vir jou inligting gee nie. En hooplik moet julle ook net verstaan dat daar seker goed wat ons net nie kan sê of wat ook al nie. Dis prosesse wat ons nog moet doen en reëls en regulasies en wette en al daai tipe goed wat ons moet na kyk. So julle, ek hoop ek het nou regtig alles alle vrae wat daar moontlik kan wees nou op hierdie stadium beantwoord. Ek weet daar's vrae wat julle dalk het wat ek nou nog nie geantwoord het nie en wat ek op hierdie stadium dalk nie eers kan antwoord nie. So as daar is, asseblief stuur vir my 'n boodskap, stuur vir my 'n WhatsApp, bel my hoe ook al en ons kan lekker daaroor gesels. Maar ek hoop dat julle saam met ons deel is van die proses en ek hoop julle verstaan nou die hart agter dit en hoekom ons dit doen en dat julle ook so saam met ons hierdie nuwe journey wat die Here vir ons het hier in Witpoortjie saam met ons gaan doen en dit 'n groot sukses sal maak. Want weer eens, julle sonder julle is ons nie kerk nie. Ek kan nie alleen ek weet ek preek vir myself elke Sondag, maar ek alleen maak nie 'n kerk nie, maak nie 'n gemeente nie. So dit julle nodig en so hooplik sal julle saam met ons op hierdie journey wees. Ek weet daar's baie keer ons hou nie van verandering nie. Ek weet ons hou nie van onsekerheid en onsekerhede nie. Ons hou nie daarvan dat ons kom ons sê ons habits en daai goed disturb word nie. So ons gaan absoluut geen besluite of geen goedjies wat ons doen ligtelik opneem nie en kan dit ook vir julle waarborg. So asseblief wees saam met ons op hierdie journey. Weer eens ons het 'n klomp en 'n lang pad wat nog voor ons lê, maar ons sal julle saamvat op hierdie journey as julle ons toelaat om dit te doen. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê en as daar enige iets is wat jy nou dadelik wil weet, asseblief moenie huiwer nie. Stuur vir my 'n WhatsApp en ek laat weet jou so gou as wat ek kan. En as ek die inligting het of die antwoorde het. Mag jy 'n wonderlike dag.